Goeiedag en baie gelukkige Vadersdag. Mag dit vir jou en almal wat 'n vaderrol in jou lewe speel en ook mense wat instaan in die vaderrol in jou lewe of in ander se lewe 'n baie besonderse dag wees en een waarin jy ook God se teenwoordigheid en sy seën sal ervaar. Die teksgedeelte waarna ons vandag kyk is 'n baie bekende gedeelte, een waarmee ons groot geword het as kinders. En eintlik so saam met die kinderkraans saam en saam met die dinge wat ons hierdie storie gehoor het 'n mens bietjie afgestomp geraak vir hierdie gedeelte. En as jy mooi weer kyk na hierdie gedeelte wat ons vandag lees, dan besef jy, maar is hierdie eintlik 'n gedeelte wat gepas is vir kinders om na te luister, want dit is eintlik 'n baie brutale en 'n skokkende gedeelte in die Bybel. So as jy nou wonder waaroor ons vandag gaan lees en gaan praat, ons kyk na Genesis 22 en ons lees saam van vers 1 tot vers 14. So wanneer ek nou hierdie gaan lees, luister asseblief daarna met nuwe ore. Met ore wat asof jy nog nie hierdie verhaal gehoor het nie. En luister daarna asof jy iemand in die gehoor is aan wie hierdie verhaal vertel word. 'n Verhaal wat vra, maar waar is God en hoe is God? Kom ons luister dan saam wanneer ons kyk na Genesis 22 vers 1 tot vers 14. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste, wat jy lief het. Gaan dan na die gebied van Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die oggend sy donkie opgesaal. 2 van sy dienaars het met hom saamgegaan en ook sy seun Isak. Hy het die hout vir 'n brandoffer gekloof, gereed gemaak en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. Op die 3de dag het Abraham opgekyk en die plek in die verte gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie. Ek en die seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en sal na julle terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kolevuur en die mes gevat. So het hulle twee saamgeloop. Isak sê toe vir Abraham, sy vader, pa, en hy antwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier's die kolevuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee saamgeloop. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê, bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enige iets aan hom doen nie, want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste van my teruggehou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy daar is 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Ons lees tot daarso. Nou wanneer ons hierdie verhaal hoor, dink ek baie keer terug aan toe ek groot geword het met juis hierdie verhaal. En daarin is daar dan baie keer vir ons oorgedra, maar as ons net hierdie geloof en vertroue soos Abraham het, dan is ons geloof op die regte plek. 'n Tipiese voorwaardelike godsdiens, 'n tipiese godsdiens wat sê, maar ek moet my beste bring, en as ek goed genoeg is vir die Here, dan is ek aanvaarbaar. Nou wanneer ons na hierdie teks kyk, juis met die oog op Vadersdag, dan kan jy dink, jene maar Pieter, hoe het jy gekom op hierdie teks? Nou hierdie teks is daarom een van die leesroostertekste wat ons kry om vandag te lees. Maar ook eintlik, dink ek sê hierdie teksgedeelte vir ons vandag so baie oor die druk, die sosiale druk wat ons ervaar. Die sosiale druk van, hoe moet ek wees in die samelewing, wat word van my verwag?
maar ook hoe is ek as pa, hoe is ek as ouer in my kind se lewe betrokke. So ja, ek kon dalk bietjie vandag met 'n aspriste hoek na hierdie gedeelte toe, maar ek dink is 'n baie relevante gedeelte vir ons om vandag nog te lees. Ek wil graag 'n bietjie agtergrond met jou deel oor hierdie gedeelte. Nou hierdie gedeelte was natuurlik oorgedra aan mense na die ballingskap, en in die ballingskaptyd was die gelowiges of was die Judeërs baie blootgestel aan ander godsdienste en ander kulture. En van hierdie kulture sou daar natuurlik die offerkultus gewees het. Wat beteken dit? Dis juis om 'n offer te bring vir die gode. Nou wanneer hulle so uitgelewer gevoel het, wanneer die droogte so erg geraak het, of wanneer die ooe nie gelam het nie, dan sou die mense so desperaat geraak het om hierdie gode tevrede te stel. En om hierdie gode dan tevrede te stel, nadat ons al die offers gebring het, nadat ons al die goeders gedoen het, sou mense so desperaat gewees het en selfs van hulle eie kinders kom offer het. Ons sien in die Bybel hoe daar eintlik 'n afgryse ook teenoor hierdie praktyk is. Die vraag wat dan gevra word in hierdie gedeelte en met hierdie vertel van hierdie verhaal, wanneer die Judeërs hierdie verhaal hoor, is eintlik 'n vraag, maar hoe is ons God? Is ons God ook soos hierdie gode? Is ons God ook een wat selfs so ver sal gaan dat hy kinderoffers van ons sal vereis? En dan sien ons hierdie verhaal uitspeel. En mens kan baie maklik oor hierdie verhaal gaan en sê, ja, maar natuurlik is God nie so nie. Ons sien dan God tree op en God tree in. Maar ons vergeet dan baie maklik ook hierdie eerste deel van die gedeelte wat sê God het Abraham getoets. Ek dink ons ervaar baie toetse in ons lewe. Ons ervaar baie dinge wat ons as toetse sien in ons lewe, en ons wonder ook, maar kom hierdie goed dan van God af? So, ek kan eerlikwaar nie vir jou 'n maklike, klinkklare antwoord, mooi toegedraai in 'n pakkie met 'n strukkie opgee vandag oor presies hoe God is nie. Toets God mense op hierdie manier so nie. Want ook met ons interpreteer dat die gelowiges in daai tyd dalk ook van 'n plek kon afkom waar hulle blyde goed en sleg van God sien afkom het. En later het ons God op 'n ander manier begin ervaar. So kom ons kyk, hoe is God wel teenwoordig in hierdie gedeelte. Ons sien Abraham kry hierdie opdrag. En ons moet hierdie opdrag ook binne 'n konteks sien. Want as ons dan vra, het Abraham hierdie toets geslaag, dan moet ons bietjie kyk wat gebeur vroeër ook met Abraham. 'n Vorige keer kom tree Abraham in. Abraham sê, Here, maar jy kan nie van Sodom net ontslaa raak nie, onthou wie jy is. Maar Abraham tree nie in, of druk nie terug in hierdie gedeelte nie. Ons sien in Genesis 15 hoe die Here met Abraham 'n kontrak sluit. En in daai tyd het mense 'n kontrak gesluit deur diere so oop te kloof, en die twee partye sou tussendeur hierdie diere wat oopgekloof is geloop het, en dan sou hulle gesê het, maar mag met ons gebeur wat met hierdie diere gebeur as ons nie hierdie kontrak hou nie. Wat was die kontrak? God het vir hom gesê, ek sal vir jou 'n groot nageslag gee. Ek sal vir jou 'n God wees, en jy moet vir my 'n volk wees. Dit laat ons half in wat is die toets wat hier gestel word aan Abraham. Want as hy onthou, maar God het self ingetree. Hy wat Abraham is, kon nie tussen hierdie diere deurloop nie. Hy het in die slaap geraak. Ons lees in Genesis 15 hoe God self soos 'n vuurkolom deur beweeg het. Die vraag is, het Abraham onthou van hierdie belofte? Het Abraham onthou wie God is? Abraham trek nie terug nie. En baie keer word hierdie verhaal, soos ek gesê het, as 'n geloofsverhaal of as 'n tipe van geloofsheld aan ons oorgedra. En dalk is dit goed dat ek hierdie verhaal dan op Vadersdag lees, want dan kan ons sien, okay, goed, maar partykeer is vaders het hulle voete van klei. Partykeer tree ons nie reg op nie. Partykeer het ons nie die regte antwoorde nie. Want sien iets van hoe God intree, en kan ons dan sê hoe God as Vader
optree teenoor beide Isak en Abraham. Wat skreiend is en wat skree in hierdie gedeelte wat ons sal lees is die stilte. Ons sien hierdie oploop van hierdie opdrag en versoek wat Abraham kry en Abraham sê nie iets nie. Hy vra nie vir Sarah hier nie, want sy is 'n vrou en sy is 'n besitting, net soos sy kind. Hy gaan nie hulle konsulteer nie. Ons sien hoe hierdie twee alleen teen 'n berg oploop. Ja, saam met die slawe, maar hulle moet eenkant bly. Kan jy jouself daai ongemak indink? En Isak is ook slim in hierdie gedeelte. Hy sê maar hier's kolivier en 'n mes, maar waar's die ding wat ons moet offer? Waar's hierdie lam wat geoffer moet word? Dalk in Abraham se woorde is daar iets van God se teenwoordigheid, iets van God wat sal voorsien, soos God in die verlede voorsien het, wat ons hier so raak sien. En hulle stap op. Eintlik juis as jy dink aan verhale wat ons goed ken, verhale wat vir kinders dalk baie keer moet uitlig, maar soms stel die lewe en soms stel jou ouers jou ook te leer. As ons dink aan verhale soos Hansie en Grietjie, waar die ouers die kinders teleurstel en in die bos los. Dink jouself in, jou kind is dalk nog klein en jy besluit, maar ek gaan saam met my kind teen die Drakensberge uit. Is hierdie kind voorberei? Nee, maar ek gaan stap. En skielik breek Isak iets van hierdie stilte. Maar pa, waar is hierdie goeders? En ons sien ook hoe Isak nie terugdruk nie. Hoe ons lees amper uit soos 'n toneel, soos van Indiana Jones in the Temple of Doom, waar hy met sy mes so oor sy kind staan en die Here sê, nee, jy gaan nie jou kind offer nie. In hierdie oomblik kan 'n mens vra, maar het Abraham die toets geslaag? Ja, hy het gedoen wat God sê, maar ken hy God? Het hy God se belofte vertrou? Weet hy hoe God is? Ek dink ons ervaar baie keer so die druk van ons samelewing. Die druk van dit wat ons dink ons geloof van ons verwag, dit wat die mense om ons van ons verwag, en dan tree ons op maniere wat nie reg is aan wie ons is of wie God werklik is nie. As ons vra waar God in hierdie gedeelte is, was hy nog heeltyd teenwoordig, dalk in hierdie ongemaklike stilte waarmee hulle saamdra. Maar God is daar. En hy sê, nee, jy gaan nie jou kind offer nie. Hierdie kind is 'n belofte wat ek nie net aan jou gegee het nie, dit het ek gegee aan jou hele nageslag, aan hierdie hele volk wat nou luister na hierdie verhaal, na ons ook wat luister na hierdie verhaal. As ons vra, waar is God? Is dit dalk juis in die ongemaklike stilte, in die oomblikke wat ons nie weet waarheen nie, in die oomblikke wanneer ons weer moet hoor, maar wat is God se belofte? Waar is God werklik teenwoordig? Ons het baie altare. Ons het ons werk, baie keer word ons familie ons altaar. Baie keer word ons self en ons eie behoeftes ons altare waar ons bereid is om mekaar op te offer. En as ons vra, wat vra hierdie gedeelte van ons? Is dit dalk juis om werklik hierdie stilte anders aan te pak? Te vra, maar hoe en waar is God werklik teenwoordig? Hoe ken ek God se beloftes? Hoe sien ek God raak in my samelewing? Is dit in die vereistes waaraan ek moet voldoen? Of is dit juist dalk in die stilte? In die wete dat God beloof het, hy gaan vir my 'n God wees. En ek kan deel wees van God se volk. God kom voorsien in hierdie gedeelte, en ja, Abraham is gehoorsaam, maar ook hy slaag nie die toets nie. So slaag ons ook nie die toets nie. Die Bybel is eintlik vol van verhale van mense wat nie die mas opkom nie. So ons is eintlik in goeie geselskap.
Maar mag hierdie gedeelte ons vandag en juis in so 'n gedeelte waarin ons iets van ons eie broosheid besef, kan ervaar dat God met ons is. Mag ons as ouers 'n nuwe pad vind, juis waarin ons daar is vir ons kinders. Daar is vir ons samelewing, waar die druk werklik teen ons is en ons ervaar, maar ons weet nie wat om te doen nie, want ons word getrek tussen twee wêrelde. Ek wil dalk 'n betrokke pa wees, maar ek het ook hierdie deadline. Dat ek iets van God se genade en sy teenwoordigheid daarin ervaar. Mag ek my gesin, my familie ook as 'n geskenk van God ervaar. Mag ek hulle opnuut met nuwe oë sien, dat die belofte van God juist dalk om my is. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragvolle werking van sy Heilige Gees is met elkeen van ons. Mooi week vir verder. Totsiens.